lees vanoggend vra, of is die beeld wat jy het van God in jou gedagtes regtig onbegrypbaar? Is dit erg onbegrypbaar? Dit is vreemd, want as mense sê ja, dan dink ek is mense weer verkeerd. Want hoe kan dit dan nou wees dat in jou gedagtes jy kan begryp hoe onbegrypbaar dit is? Sien, ons is geneig, en veral in die tyd waar ons leef, is ons geneig om regtig die Here te probeer sê wat hy is, wat hy wil doen, wat hy sal doen, wat hy nie sal doen. En ons het al ons logika, en ons het al ons redenasies, en ons gebruik skrifgedeeltes, en ons gebruik al hierdie goed partykeer om hierdie sekere beeld van God in ons gedagtes te vorm. En dan sê ons goed soos, die Here doen dit so, die Here doen dit so, die Here is so, of hierdie een, die Here sal nooit. Ons hoor daai woorde gereeld. Dit is baie algemeen vir ons om dit te hoor. Maar ons moet iets verstaan. Hierdie manier van dink van ons, waar ons die wêreld half as 'n tipe van 'n objek sien, asof ons dit half sien soos 'n tipe van 'n ding, soos 'n ingenieur wat kan werk op dit, is nie 'n baie ou idee nie, dis baie nuut. Waar ons begin dink het, ons is vreeslik wetenskaplik en empiries, ons is nou logiese wesens, ons kan nou uitpleis wat beteken die skrif absoluut, en ons kan regte teologiese idees en redenasies uit ons koppe uit, kan ons dit reg interpreteer. Sien, dat iets in die geskiedenis gebeur, nou die Engelse mense praat van the Enlightenment. Nou dit is nie noodwendig 'n geestelike ding nie, maar dit gaan oor wetenskap. So van julle het dalk al daarvan gehoor. Maar die mens het nie altyd gedink in terme van waarheid en realiteit en fisiese materiële wêreld nie. Die mens het nie altyd so gedink nie. Dat 'n tyd gekom, hier rondom die 1600s eintlik, waar wetenskap 'n ding geword het. En mense het begin redeneer en begin vra oor wat die waarheid is. En begin uitfigure, hoe kan ons uitvind wat is die waarheid? En soos wat hierdie ding soos 'n veldbrand aangegaan het en het veroorsaak het, dat die verhouding wat ons het teenoor die materiële wêreld is redelik goed, want ons kan redelik goed uitmaak hoe dit werk, dis hoekom ons tegnologie het wat ons het. Maar daardie manier van dink en manier van die wêreld sien, is 'n relatiewe nuwe idee vir die mensdom. Voor dit het die mens baie meer in narratiewe en in stories en in patrone gewerk. As jy baie jare terug vir iemand 'n storie oor vertel het, dan sou hulle nie noodwendig, en as ek praat van baie jare terug, dan praat ek van dalk duisende jare terug. As jy vir hulle 'n storie oor vertel het, dan sou hulle nie soos ons vandag noodwendig gedink het, maar het die storie regtig gebeur nie. Of dit regtig gebeur het of dit nie gebeur het nie, is nie regtig die doel van kommunikasie gewees nie. Dis nie hoe ons gedink het nie. En ons vergeet dat die einste skrywers van die Bybel is ook nie mense wat super empiries gedink het nie. Hulle het nie wiskundig en wetenskaplik gedink nie. En hulle het nie met elke ding wat hulle geskryf het, besluit oor hoe fisies jy dit moet interpreteer of nie. Maar wat ons doen deesdae is ons vat die Bybel en ons lees 'n paar skrifgedeeltes en dan dink ons, nou weet ons in hierdie konsep hoe God is op hierdie manier. En die Bybel sê dit mos so, dit moet 100% so wees. En ons vergeet die hoogmoed wat saam met dit gaan vir ons om te dink dat ons met ons hele hart regtig kan uitmaak wat die Bybel sê. Hoekom sê ek dit? Want ons is mense. En ons maak foute. En ons weet nie wat ons doen nie. En ons is nie so slim soos ons sê ons is nie. En dan dink ons baie keer, en ek is een van die mense wat baie skuldig staan in dit.
dan dink ons partykeer, omdat ek hierdie skrifgedeelte so gelees het, is die manier hoe ek dit sien, dis nou die regte manier. En dan begin ons 'n beeld van God vorm, in ons gedagtes. En ons hou selfs daarvan om partykeer met mense te beklei en met hulle te stry, omdat dit nie noodwendig ooreenstem met die beeld wat ek het in my gedagtes. Ek vra weer die vraag, is die beeld wat ek en jy het van God regtig onbegrypbaar? As jy saam met my wil kyk na die eerste hoofpunt wat ek wil maak, dan lees ons in Jesaja 55 vers 8 tot 9 'n redelike bekende gedeelte. Hoor wat sê die gedeelte? Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Jy kan saam met my lees, hierop wys dit net so die hoofgedeelte waarop ek wil fokus. As jy saam met my wil lees, is jy welkom om saam met my te lees. Dis vers 8 en 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Nou wat vreemd is ons ouens, wat nou nogal daarvan hou om nou goeie redenasies en goeie teologiese redenasies en selfs partykeer so 'n bietjie apologetiek oor wat is reg en wat's verkeerd en waar kom pyn en lyding vandaan en hoekom doen die Here dit en hoekom doen die Here dit so. Ons is redelik in gevaar. Ons is redelik in gevaar as ons dit doen. Wanneer ek een skrifgedeelte wil lees en wil besluit, dis nou hoe alles werk en dis nou hoe die Here werk en hy sal nooit anders werk as hoe hy hier werk nie. Ons is redelik in gevaar. Want ek weet nie van julle nie, maar as 'n mens besef wat hy sê, as hy sê my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my weë is nie julle weë nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes julle gedagtes. Dit beteken eenvoudig, ons kan nie hom verstaan nie. Ons kan nie. Ons kan dit nie doen nie. Maak nie saak hoe ernstig ons dink ons weet wie hy is nie. Ons kan nie weet wie hy is nie. Ons kan nie. En as die idee wat ek en jy het in ons gedagtes van God 'n redelike, aanvaarbare, standvastige gedagte is wat eintlik half so bietjie soos veiligheid voel, want ek weet wie hy is en as jy in die meeste gevaar. So 500 jaar na Christus in die vroeë kerk, as jy gaan kyk na die geskrifte van die vroeë kerk wat ons het, was daar 'n baie groot idee gewees in die vroeë kerk. Maar hy was 'n redelike groot karakter in die vroeë kerk gewees. Hierdie Anselm of Canterbury, julle sal sien ek het dit daar neergeskryf. Hy het hierdie volgende gesê. Hy het gesê, God is dit waaroor niks groters bedink kan word nie. Hy het dit nie net gesê nie, dit was vir die vroeë kerk 'n redelike groot konsep gewees. Die vroeë kerk het met ander woorde geglo dat as jy 'n groter God kan voorstel as jou huidige begrip, dan is die God wat jy voorstel nie groot genoeg nie. Die vroeë kerk het dit geglo. So wat interessant is dit voel vir my asof dit redelik bietjie bots met die manier hoe ons die lewe sien. Want ons wil dinge ken, en ons wil dinge uitmaak, en ons wil verstaan. Ons wil teologiese redenasies maak, en ons wil sê hoe God is en hoe hy nie is nie. En ek dink ons wil dit doen, want dis veilig. Ons hou partykeer daarvan, dis snaaks. Jy het al agtergekom as jy gaan kyk na jou politieke sienings. God stem nogal ooreen met 'n persoon se eie politieke sienings. Die manier hoe jy die lewe sien, hoe jy die wêreldbeeld sien, dis snaaks hoe jy die Here en die beeld hoe jy hom sien nogal redelik inpas by dit. Dit pas daarbey in want dit is gemaklik. Dis veilig. Maar ons moet besef, as die Here praat van hoeveel hoër sy gedagtes en sy weë is as ons, dan kan 'n mens ten minste so 'n paar voorbeelde gebruik om daai gaping te probeer illustreer. Ek dink ons kan redelik saamstem, dat as 'n mens 'n ou klein kindjie het, dan dink ek jy kan met sekerheid sê dat jou gedagtes is redelik hoër as hulle gedagtes. En jou weë is redelik hoër as hulle weë.
En jy gaan nie vir die kindjie alles kan verduidelik oor hoekom alles is soos wat dit is en hoekom jy alles doen wat jy doen nie. 'n Mens gaan dit nie kan doen nie. En as hierdie ou kindjie, omdat hy dalk so lief is vir jou, besluit om 'n prentjie te teken van jou, dan jok ons en dan sê ons is 'n baie mooi prentjie. En dit is 'n mooi prentjie want hulle het dit geteken. Maar is die prentjie jy? Is die prentjie enigsins naby aan jou? Dis nie eers in dieselfde realm as om naby te wees aan wie jy is nie. Dis sy voorstelling van jou. En die wonderlike ding van daardie kindjie is hy is nie te geheg aan die prentjie nie. Hy teken nog een en dan lyk hy anders. En hy teken nog een en hy lyk anders. Maar wat doen ons? Ons is geneig om 'n prentjie te teken en dan is ons geneig om met ander mense wat se prentjie anders lyk te beklei tot die dood toe. En dan sit 'n heen en weer 'n gestryery. Terwyl God baie duidelik in die Bybel keer op keer sê dat hy ver meer is as wat ons ooit kan dink hy is. Sien, ons moet besef, woorde is nie allesomvattend nie. Woorde is essensieel 'n tipe van 'n illusie, as jy saam met my in daai rigting wil dink. Klink dalk nou vreemd, maar dink mooi daaraan. Hierdie preekstoel is nie 'n preekstoel vir die heelal nie. Dis 'n stuk hout. Maar ons het besluit dis 'n preekstoel. En vir ons beteken dit iets. Jy kan nie die woord preekstoel vashou nie. Jy kan nie sê hier is preekstoel nie. Jy kan net wys na iets toe en ons verwys na dit as 'n preekstoel. So as dit kom by woorde, dan moet ons besef, ons vat letterlik klanke en letters en dis soos padbordjies. Dit wys net na iets toe wat werklik bestaan. As ons praat van die gras, is my woorde nie die gras nie, dit wys na iets toe wat ons nou ken as gras. Ons moet besef, dis die doel wat woorde het. Woorde is net hierdie rigtingwysers wat in 'n spesifieke rigting van realiteit probeer inwys. En dis hoekom woorde confusing kan wees. Want dit waarna toe ek dink hierdie woord wys en dit waarna toe iemand anders dink die woord wys is nie noodwendig dieselfde ding. En dan vat ons hierdie woorde van ons en ons kry abstrakte konsepte wat ons verstaan en hierdie woorde van ons wys na hierdie abstrakte konsepte toe en dan noem ons dit nou 'n idee. En daai idee kan 'n mens iets noem soos hartseer. Hartseer is 'n konsep in ons gedagtes. En as ons praat van hartseer, gebruik ek woorde. Maar die woorde is nie wat dit is nie, maar ons weet waarna toe wys dit. Ons moet besef, ons verduidelikings en illustrasies van God is nie God nie. Dis net rigtingwysers. Dit probeer ons in 'n rigting inwys van waar hy is en wie hy is en waar ons hom kan vind en hoe hy is. Maar dit is nie hy nie. As jy saam met my wil kyk na die volgende gedeelte, sal ons agterkom dat die skrif het 'n konsep wat ons goddelike verborgenheid noem. In Engels praat ons van divine hiddenness. Dit is 'n baie groot konsep in die Bybel. As jy dit gaan Google, sal jy sien daar's baie oor dit. Dis 'n eienskap van God wat ons nie so baie van hou om te praat nie, want ons hou van die gedeeltes van God wat ons kan verstaan en wat ons kan sien. Hoor wat gebeur in Eksodus 20. Ek gaan lees van vers 18 tot 21. Toe die volk die donderslaa en die klank van die ramshoring hoor, dis God wat opdaag, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons, en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. En hoor wat sê vers 21. Die volk het op 'n afstand bly staan.
Maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was. Dis nogal vreemd. Stel jouself voor, dis hier die manifestasie van die teenwoordigheid van God. Dis ver groter as wat ons verstand self kan sê dit is. En ek en jy het nie idee wat met ons gaan gebeur as ons daarin gaan. En die volk is bang en hulle sê, die onbekendheid van God is vir ons te groot. Dis wat hulle sê. Die onbekendheid is te veel vir my. En wat doen Moses? Moses gaan in. Moses het nie idee gehad wat gaan gebeur met hom nie. Hy kon ook sterf. Maar hy het ingegaan. Maar hierdie volk het nogals 'n probleem gehad. Hulle wou so graag gehad het, dat hulle siening van God moet sin maak. Dat as jy so 'n bietjie aanlees, dan kan jy nou lees van alles wat die Here vir Moses sê, en al die wette wat die Here vir Moses gee, en dan so rukkie na dit, dan sê die Here vir Moses, dis tyd dat jy nou afgaan, want hulle het nou 'n goue kalf gaan staan en maak. En ek het dit al voorheen so vinnig genoem, maar ons moet oplet van die goue kalf, dat vir die volk was die goue kalf nie 'n afgod nie, dit was net 'n voorstelling van God. As jy gaan lees en gaan kyk wat het Aaron vir hulle gesê, dan het hy self vir hulle gesê, as hulle 'n offer bring by hierdie goue kalf, dan bring hulle dit aan die Here. Hulle het gesê, hierdie is die Here wat ons uit Egipte uit slawerny uitgebring het. Hulle het nie probeer om 'n afgod te maak nie. Hulle het probeer om 'n verstaanbare weergawe van God vir hulle self te maak. Want hulle kon dit nie hanteer, dat God ver meer is, as wat hulle verstand ooit kan dink dit is. En toe maak hulle 'n kalf, en ons weet hoe God gereageer daarop. Vir die Lewiete opdrag gegee, en hulle het op daai dag omtrent 3000 van die mense wat die kalwe aanbid het, laat doodmaak. Ons kan lank daaroor praat, maar ons sien dat God 'n verskriklike, ernstige reaksie gehad het op hierdie goue kalf van hulle. Dis die eerste keer wat jy dit sien in die Bybel nie. Is die idee wat ek en jy dalk in ons koppe het, van dit wat ons gevorm het van God, al lankal nie meer hy nie? Is dit miskien net 'n beeld? Ek wil sê, hoe beter jy dit kan verstaan, en hoe meer seker jy is oor dit, hoe nader is dit aan 'n beeld? Want 'n beeld is verstaanbaar. 'n Beeld het reëls en regulasies, en ek weet hoe lyk dit. En ek kan met iemand stry oor hoe hierdie beeld lyk. Kyk wat sê 1 Timoteus 6 vers 16. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Dis nou Nuwe Testament, so ons moet nou mooi verstaan. Hier praat Paulus met Timoteus, alles rondom die evangelie is reeds daar. Alles rondom die evangelie vir die heidene is reeds daar. Die mense verstaan teen daai tyd, veral Paulus teen daai tyd, wat die kruis doen en alles. En nog steeds noem hy die volgende, dat hy woon in ontoeganklike lig. Ons het nou net geleer en gelees dat Moses hom in 'n donker wolk ontmoet het. En nou sê Paulus, hy's in ontoeganklike lig. Dit klink amper asof jy nie kan plaas waar hy is nie. Dit klink teenstrydig. Dit lyk net teenstrydig as ons beeld van God te klein is. Want God kan in die donker wolk wees en hy kan in die ontoeganklike lig wees. Hy kan albei wees. Hy kan kwaad wees en hy kan vol genade wees. Op dieselfde tyd. Lyk dit vir ons hoe teenstrydig. Dit bewys vir ons iets.
Dit bewys vir ons dat God is bo ons idees en ons definisies. Hy is bo dit. En ons sien in hierdie 5de eeu van die vroeë kerk het hulle hierdie konsep baie ernstig verstaan en vandag klink dit soos 'n vreemde konsep. So omtrent 500 jaar na dit, as jy nog steeds na die geskrifte van die kerk kyk, dan vind jy 'n paar ander idees, maar jy vind dieselfde idee. Daar was 'n baie belangrike figuur gewees in die vroeë kerk. Omtrent 500 jaar na dit, sy naam was Meister Eckhart. En as hy van God gepraat het, het hy vir die mense gesê, nee, ek praat van die God bo God. Dis van wie ek praat. Jy kan gaan sien, jy kan sy preke en alles, kan jy dit opgeskryf, is nogal nice. Maar hy sê, nee, as ek praat van God, dan praat ek van die God bo God. Want hy het begin verstaan dat die mense begin 'n konsep vorm van wie hy is. Die derde punt wat ek wil maak, en ek reeds al vir 'n rukkie besig is eintlik om die punt te maak, is dat sekerheid kan op baie maniere afgod wees. So ek praat van die konsep van sekerheid self, kan 'n afgod wees. So as ons kyk na die storie van Job, dan sien ons iets. Ons sien dat Job 'n baie regverdige en goeie man was. So jy sou nou dink dat Job nou redelik vir God geken het. Maar na dit wat met Job gebeur, begin hy antwoorde eis van God af. Hy wil hê God moet nou vir hom sê hoekom dit gebeur het. En hy dink daar's 'n verstaanbare rede hoekom God dit gedoen het. En sy pelle gee vir hom eintlik redelike goeie redenasies. Dit klink menslik, klink sy pelle se redenasies regtig goed. Soos een van sy pelle is soos, hoorie, jy sê jy het niks verkeerd gedoen nie. Maar niemand is sonder sonde nie. Jy het goed verkeerd gedoen, man. Dan lees jy dit, dan dink jy, ek dink hierdie ou is reg. Sy pelle het goeie punte gemaak, en dan wanneer die Here uiteindelik opdaag, dan is hy ongelukkig met almal van hulle. Dit wat sy pelle gesê het, was nie eers sleg nie, maar God is ongelukkig daaroor. Hy is ongelukkig met dit, want hulle het gedink hulle ken hom. Hulle het gedink, hulle weet hoekom God gedoen het wat hy doen. En dink in ons moderne tyd, hoe maklik is dit vir ons, veral in die kerk, om presies dit te doen. En wat doen God? Eerder as wat God vir Job nou probeer verduidelik en vir hom sê, nee boetie, jy moet nou mooi verstaan, dis nou wat gebeur het, dis hoe ons hier uitgekom het, dit is eintlik my intensie gewees. God doen niks van dit. Hy wys vir hom sy almag. En dan sê hy vir hom, waar was jy toe ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy die insig verwerf het. Dis sy antwoord. Sy antwoord vir Job is, jy kan nie weet nie. Jy het geen idee nie en jy gaan ook nie weet nie. Hoor wat sê Romeine 11 vers 33? Hoor wat sê Paulus hierso? Hoe ongelooflik wonderlik is God nie? Hoe ontsaglik ryk en wys en vol kennis is hy nie? Sy beslissings gaan ons begrip te bowe. Sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Moses ontmoet God by 'n brandende bos. Een van die baie kere wat hy hom nog gaan ontmoet. En hy vra vir hom, wie is jy? Wie is jy? Wat sê hy? Hy sê, ek is wie ek is. Ek is wie ek is. Hy sê vir hom, ek besluit wie ek is. En ek definieer wie ek is. Ek gaan nie vir jou sê, wat daai definisie is nie. Want ek is wie ek is. Dis wat hy vir Moses sê. As jy so 'n bietjie verder lees in Job, en ek het dit nie daarop neergesit nie, as jy dit wil neerskryf, is jy welkom om dit neer te skryf. So 'n bietjie later in Job 42 vers 5, dan sê Job die volgende, hoor wat sê hy vir God?
Nou, ons weet, Job word beskryf as 'n goeie en 'n regverdige man. Maar hoor wat sê hy vir God in Job 42 vers 5. Volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Job was redelik seker dat hy weet wie God is. Hy was 'n regverdige man gewees. En nou ewe skielik na die ontmoeting met God, nou sê vir hom, nee, wag 'n bietjie. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daar's 'n verskil. En hy het nie 'n antwoord gekry nie. Hy het nie 'n antwoord gehad nie. Maar daar's 'n verskil. Sien, Job het nie die probleem gehad van ateïsme waar hy ewe skielik nou gedink het God bestaan nie. Maar Job het 'n beeld gehad van God wat gebreek moes word. Dit sê nie eers dat die beeld wat hy gehad het van God was noodwendig 'n slegte beeld in die begin nie. Hy het geglo God is regverdig, hy het geglo God loon, hy het geglo God laat goed geskied met die wat goed is en hy vergeld die wat kwaad doen met kwaad. En dit wat ek hier sê van God is versekerlik nie noodwendig 'n slegte eienskap nie. Ons kan hierdie goeie eienskap vat wat op ons op 'n dag ontdek het, wat wel werklik so is, en dan word dit al wie God is vir ons. Wat doen hy met Elia? Elia verwag om hom te ontmoet in weerlig en in vuur en in aardbewings. Dis hoe Elia verwag om hom te ontmoet. Hy wag vir dit. En dan verskyn God aan hom in 'n sagte fluistering. Want ons kan nie weet nie. Ons kan net nie vasmaak wie hy werklik is. So dalk moet ons onsself begin glo as ons sê hy is oneindig. Selfs as jy kyk na Johannes die Doper en na Petrus in die Nuwe Testament. Johannes die Doper se beeld van wie die Messias moet wees as hierdie tipe van 'n politieke leier, het so ineengestort dat terwyl hy in die tronk is, moes hy iemand stuur om vir Jesus te vra, hoor, is u regtig die Messias? Want ewe skielik toe lyk dit nie meer soos wat hy gedink het dit gaan lyk nie. Petrus het hierdie beeld gehad van Jesus dat hy gaan heers vir ewig. Hy het heel moontlik dalk 'n beeld gehad dat Jesus nie eers kan ly nie. En dan ewe skielik kom Jesus en dan sê hy nee, maar hy moet sterf. En wat doen Petrus? Hy haat daai idee, want dit pas nie by dit wat hy gedink het van die Messias nie. Dis amper asof om elke hoek en draai waar jy kom God en wys net vir ons wie hy is. En as hy vir ons wys wie hy is, dan sien ons het nie 'n idee wie hy is. Selfs as ons kyk na die kruis, dan sien ons iets. Kom ons agter dat die kruis verteenwoordig iets. Dit verteenwoordig die ineenstorting van ons idees en al ons begrippe. Dit verteenwoordig dit. Want dit verteenwoordig die eie ek wat sterf. Die een wat seker is en die een wat dink hy weet wat gaan aan. Almal verwag met die kruis dat die Messias moes oorwin en toe wat doen hy? Eerder as oorwin, toe sterf hy. God moes sy mag gedemonstreer het oor die doderyk en in plek daarvan om dit te doen soos die mense verwag, toe word hy gekruisig. Christus het volgens die Jode moes hy gekom het en oorlog gemaak het teen die wêreld. Hy moes 'n militêre leier gewees het wat almal in hulle plek sit. En toe kom hy en toe verlos hy hulle. Hy is nie wie ons dink hy is nie. En ons kan ook nie vir hom sê wie hy is. Die laaste punt wat ek wil maak, en ek wil afsluit met dit. Dit is 'n baie eenvoudige skrifgedeelte wat ons almal ken. Een van die bekendste is in die wêreld. Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet, ek is God. Weet jy nou, dit wat ons vanoggend gesê het, tref dit so bietjie anders.
Want dis nie wees stil en besluit hoe ek is nie. Wees stil en sê vir my wat om te doen nie. Dis nie in jou gebedtyd gee idees vir my sodat ek nou weet hoe om jou lewe reg te regeer nie. Dis nie wees stil en redeneer in jou kop nie. Dis wees stil en weet hy is wie hy is. In hierdie einste tegnologiese tyd in die geskiedenis toe die mens begin het om juis so te dink, so empiries te dink, dis wat gemaak het dat 'n groot gedeelte van die mensdom ateïste is. In daai selfde tyd was daar 'n ou gewees, Blaise Pascal. Hy het die wonderlikste werk gedoen, want hy was op die voorgrond van wetenskap gewees in daai tyd. En hy was op dieselfde tyd 'n baie ernstige teoloog. En die groot gevolgtrekking waarop hy gekom het, is dat die antwoord stilte is. Want hy het besef, die mens probeer die hele tyd nou God definieer. En hy het die volgende woorde gesê. Hy het dit natuurlik nie in Afrikaans gesê nie. Maar die volgende woorde gesê, al die ellende van die mens spruit uit een ding, dat hy nie rustig alleen in 'n kamer kan sit nie. Ons skree in ons gedagtes op onsself, ons praat en ons praat en ons redeneer en ons redeneer. En daai stem hou net nooit op nie. En daai stem hou van orde. Daai stem hou daarvan om te weet wat aangaan. Daai stem hou van beheer. Maar God wys vir ons iets in stilte. En as ek praat van stilte, dan praat ek nie van ons sit stil en ons dink oor wie hy is. Dis as ons kan sit en ons gedagtes kan stil maak en ons net in sy teenwoordigheid kan wees. Die probleem is as ons daarby uitkom, dan maak hy nie meer vir my sin. En dan hou die eie ek nie daarvan nie. Dan hou my vlees nie van die idee dat God dalk ver meer is as wat ek dink hy is. Toe Moses in die donker wolk ingegaan het, het dit niks uit te waai gehad met sy verstand of met intelligensie of om iets te verstaan. En dit het alles uit te waai gehad met 'n bereidwilligheid wat hy gehad het, om nie noodwendig duidelikheid te hê, om nie te weet wat volgende kom, en te besluit hy gaan hom soek, maak nie saak wat hy vind. Hy gee vir ons 'n belofte. Hy sê vir ons, as jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. As jy soek, sal jy hom vind. Ons het hierdie beloftes van hom in sy woord wat ons aan kan vashou. Maar dit vat nog steeds van ons om 'n stap te neem. Te sê, Here, miskien is ek verkeerd oor U. Here, miskien is U ver meer as wat ek dink U is. Miskien is dit tyd vir die siening wat ek het oor U om bietjie af te breek. Toe Jesus in die vroeë kerk dit gedoen het, toe was dit wat hulle ontdek het van God so radikaal anders, dat hulle die geloofsisteem van hulle dag moes verlaat het. Hulle was Jode gewees en goeie Jode. Dit wat hulle ontdek het, was so anders as dit wat almal om hulle die heeltyd vir hulle gesê het oor wie hy is, dat hulle nie eers Jode meer kon bly nie. Ek vra die vraag net vandag. Wat gebeur as hy ons roep in die onbekende? Wat sal ons doen? Of gaan ons in veiligheid bly en sê, nee Here, hier maak U vir my sin, hier is dit vir my reg, ek bly net hier. Mense gaan gelukkiger wees met jou,
Ons sien iets in hierdie patroon. En dit wat ons sien is dat hoe nader ons aan God beweeg, hoe minder beheer het ons. En ons hou nie daarvan. Ons sê goed soos die eie ek moet sterf en jy moet jou kruis optel. Maar ons besef nie wat beteken dit nie. Dit beteken ek het nie meer drome vir my eie lewe nie. Dit beteken ek maak nie meer die keuses vanuit my eie idees en my eie gedagtes nie. Dit beteken om miskien alles te los wat ek en jy sien as bekend. Sal ons bereid wees om daai stap van geloof te neem? Kom ons sluit ons oop. Heilige Gees, dankie dat U 'n misterie is. Dankie dat U teenwoordig soveel meer is as wat ons verstand kan begryp. Here, dankie dat 'n verhouding met U beteken dat ons kan U ontdek vir ewig en nooit ophou om U te vind nie. Dankie dat ons nooit U grense sal vind nie. Here, dankie dat net wanneer ons dink ons weet wie U is, dan wys U vir ons U is nie dit nie. Want U is God. U is selfs die God bo dit wat die mensdom dink God is. En dis U wie ons soek. Here, al gaan dit nooit vir ons moontlik wees om te weet in totaliteit wie U is nie. Dankie dat ons vir 'n ewigheid lank kan aanhou om uit te vind wie U is. Here, mag elke persoon wat in hierdie gebou sit vandag ook besef, mag ons besef hoe belangrik dit is om stil te wees en te weet dat U God is. Here, dankie dat as ons stil is dan, al maak U nie noodwendig vir ons sin nie, kom ons wel agter dat U alomteenwoordig is, dat U alles is, dat U oral is, dat U liefde vir ons groter is as wat ons ooit kan dink. Dankie dat U hierdie pragtige misterie is vir ons. Ons is lief vir U. Ons selfs lief vir die deel van U wat onbekend is vir ons tot in ewigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.